Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels en die titel is Ek kon nie meer omgee nie. En dit is ook weer 'n eerste deel van 'n tweeledige boodskap, of boodskap in twee dele. En ons skrifgedeelte vanoggend is uit 1 Tessalonisense 2 vers 17 tot 1 Tessalonisense 3 vers 5. So 1 Tessalonisense 2:17 tot 3:5. Maar voor ons dan nou by die brief uitkom weer eens, kom ons maak net eers die oë toe. Wonderlike Vader, Here, dankie dat U ons toelaat om vanoggend weer eens met vrymoedigheid na U toe te kom en voor U troon van genade te kom sit en vra, Vader, asseblief leer ons verder uit hierdie woord. Here, wil U asseblief elkeen wat luister dan weer so seën dat hulle sal hoor deur hulle ore te open. Dat hulle sal verstaan deurdat U hulle verstand open. En dat elkeen hierdie boodskap in hulle harte sal bewaar. En Here, wil U my dan asseblief ook weer vanoggend op so 'n spesiale manier seën dat die woord wat ek spreek reguit van U na die mense kom, dat U deur my spreek, deur U waarheid te verkondig. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, man met die naam Eli Wiesel het opgemerk, hier kom uit goodreads.com uit. Hy het gesê die teenoorgestelde van liefde is nie haat nie, dis onverskilligheid. En wanneer ons nie vir iemand omgee nie, is ons nie lief vir daardie persoon nie. En ons hoor dit in die frase, ek kon nie minder omgee nie, soos die Engelse sal sê, I couldn't care less. Maar die meer onlangse uitdrukking is wat ook al, whatever. Iemand deel 'n probleem, jy trek jou skouers op en jy sê, nou, wat ook al. Jy gee nie om vir daardie persoon of wat hy deurmaak nie. En jare gelede het ek gelees van 'n vrou in New York stad wat opgestaan het en haar venster toegemaak het, omdat die geskreeu van iemand wat in die straat onder haar aangeval is, haar geïrriteer het. Word iemand buite geslaan of verkragt of vermoor? Wat ook al. Sy het net vir haarself omgegee. En as Christene moet ons gekenmerk word deur die frase, ek kon nie meer omgee nie. In plaas van, ek kon nie minder omgee nie. Ons moet werklik vir mekaar en vir alle mense omgee. En in ons teks sien ons vanmôre die apostel Paulus se hart vir hierdie nuwe bekeerlinge in Tessalonika. Hy kon nie meer omgee nie. Hy kon nie meer omgee as wat hy het nie. En hy druk sy sorg vir sy nuwe kinders in die geloof uit in baie emosionele taal. En hy wil hê hulle moet weet hoe diep hy oor hulle voel en hoe pynlik sy gedwonge skeiding van hulle was. En hierdie tema loop deur tot die einde van hoofstuk 3. Maar in hierdie boodskap kan ons slegs tot vers 5 van hoofstuk 3 dek. En Paulus se voorbeeld leer ons dat ons mense vir ewig wil beïnvloed. En as ons dit wil doen, dan moet ons diep vir hulle sorg. Dis die vraag, hoe? Die antwoord, as ons werklik vir mekaar omgee, sal ons saam wil wees om mekaar geestelik te versterk en aan te moedig. In hoofstuk 2 vers 17 tot 20 sien ons Paulus se die begeerte om by hierdie mense te wees, wat baie dierbaar vir hom geword het. Maar weens rede buite sy beheer kon hy nie na hulle toe kom nie, en dus het hy die volgende beste ding gedoen. Hy het vir Timoteus gestuur om hulle in hul geloof te versterk en aan te moedig. Al het dit beteken dat Paulus alleen in Athene gelaat moes word. En nadat Timoteus na Paulus teruggekeer het met goeie nuus oor die Tessalonisense se geloof en liefde, was Paulus bly en het hy hierdie brief geskryf om sommige van die kwessies wat Timoteus aan hom gerapporteer het, aan te spreek. En een bekommernis wat Timoteus gerapporteer het, was dat Paulus se vyande in Tessalonika, wat hom gedwing het om die stad te verlaat, sy motiewe by hierdie nuwe bekeerlinge aangeval het. Hulle het dinge gesê soos, ons verstaan hoe julle meegesleer is deur hierdie gladde praatjies van buitelanders. Hulle het regtig besorg gelyk oor julle en julle laat glo dat hulle julle beste belang op die hart dra, maar hulle skielike vertrek en versuim om terug te keer wys dat hulle
regtig nie vir julle omgee nie. Hulle ontspan waarskynlik in 'n luukse hotel en guggel oor hoe maklik dit was om julle te mislei om hulle te volg. En nou lei julle en word julle in openbaar gespot omdat julle hierdie simpel mites glo wat hierdie buitestanders op julle afgedwing het. Hoekom vergeet julle nie van hierdie Jesus ding en gaan terug na 'n normale lewe nie? Paulus deel dus sy hart om hierdie mense te laat weet hoeveel hy vir hulle omgee en hoe hy sou terugkom en op 'n oomblik kennisgewing by hulle sou wou wees as hy kon. Maar eers leer ons, as ons werklik vir mekaar omgee, sal ons saam wil wees. En ek wil ons moet op 3 dinge let. Die eerste, die begeerte om saam te wees spruit uit ons opregte omgee vir mekaar. Vers 17 sê, maar nadat ons broeders 'n kort tydjie van julle geskei was, in persoon, nie met die hart nie, het ons met groot verlange ons des te meer beywer om julle aangesig te sien. En ons weet as gevolg van die ewige teestand wat Jason, een van die nuwe gelowiges, voor die owerhede gesleep het, was Paulus en Silas en Timoteus gedwing om die stad vinnig onder die dekmantel van duisternis te verlaat, soos ons in Handelinge 17 vers 10 sien. In die Griekse woord wat vertaal word as van julle geskei, is gebruik om te verwys na kinders wat hulle ouers verloor het of na ander ouers wat van hulle kinders geskei is. Volgens G.K. Beale in sy kommentaar 1 en 2 Tessalonisense. En dit was 'n emosionele pynlike beproewing. Paulus verseker dus die Tessalonisense dat hoewel hulle uit sig was, hulle nie uit sy verstand of sy hart was nie. Nee, dis asof hy die woorde op mekaar stapel om sy diepe gevoelens uit te druk. Sê ons met groot verlange ons des te meer beywer om julle aangesig te sien. En die woord wat as verlange vertaal word die meeste in die Nuwe Testament gebruik om na wellus te verwys. En hier word dit nou net in 'n suiwer sin gebruik om na sterk emosionele begeerte te wys. En ons kan ook sy gevoelens vir hierdie geestelike kinders hoor wanneer hy vir hulle sê in vers 10, een van 1 Tessalonisense 3, te sê terwyl ons nag en dag baie ernstig bid om julle aangesig te sien. Hy gebruik verskillende woorde, maar ewe emosioneel om vir die Filippense te sê dat hy hulle in sy hart dra. En dan sien ons in Filippense 1 vers 8 waar hy sê, want God is my getuie, hoe ek na julle almal verlang met die innige tederheid van Jesus Christus. En op persoonlike vlak sê hy later vir Timoteus, sy seun in die geloof, in 2 Timoteus 1 vers 3 tot 4 sê hy, wanneer ek onophoudelik nag en dag aan jou in my gebede dink, terwyl ek verlang om jou te sien as ek aan jou trane dink, sodat ek met blydskap vervul kan word. En Lukas gee vir ons 'n roerende prentjie, nie net van hoeveel Paulus omgegee het vir diegene wat hy bedien het nie, maar ook hoeveel hulle vir Paulus omgegee het. Want nadat hy vir die ouderlinge in Efese gesê het dat hulle waarskynlik nie meer sy aangesig sou sien nie, in Handelinge 20 vers 25, lees ons in Handelinge 20 vers 36 tot 38, en na hierdie woorde het hy neergekniel en met hulle almal saam gebid, en daar het 'n groot geween ontstaan van almal, en hulle het Paulus om die hals geval en hom gesoen, veral bedroef oor die woord wat hy gesê het, dat hulle sy aangesig nie meer sou sien nie. En hulle het hom na die skip begelei. En in ons teks vanmôre noem Paulus die Tessalonisense broeders, of broeders en susters. Wanneer die Heilige Gees mense wedergebore laat word, dan word hulle ons broers en ons susters in geloof. Ons is familie. En families behoort gereeld by mekaar te kom. En ek weet, daar's gewoonlik moeilike lede in die familie met wie jy liewer nie wil interaksie hê nie. Families is nie perfek nie. Maar God het die familie as die basiese eenheid van die samelewing ontwerp. En jou familie behoort die plek te wees waar jy aanvaar word, net as gevolg van wie jy is, nie as gevolg van enige iets verdiensteliks wat jy gedoen het nie. En die kerk is die familie van God. Ek het nog nooit verstaan hoekom sommige mense kerk bywoon en dan woepswap vinnig vertrek nadat die diens verby is sonder om saam met die familie van God te wil kuier. Hulle ken nie hulle broers en susters nie, hulle kom nooit gedurende die week saam met hulle by mekaar nie. En ek het ook nie verstaan hoekom uit meer as byvoorbeeld 300 mense wat 'n Sondagoggend kerk bywoon, wanneer daar aandbyeenkomste vir gebed of 'n sendingsverslag of onderrig is, daar
selfs 30 mense sou opdaag. As ons werklik vir mekaar omgee, behoort ons gereeld by mekaar te kom. Nou is die vraag, hoekom gebeur dit nie? Want ons vyand werk om ons by mekaar kom te verander. Vers 18 van hoofstuk 2 sê, daarom wou ons na julle toe kom, ek, Paulus, meer as eenmal, maar die Satan het ons verhinder. En alhoewel ons dalk nie veel daaroor dink of sy bose planne herken nie, worstel ons in elk geval teen die onsigbare geestelike magte van goddeloosheid in die hemelse plekke, soos Efesiërs 6 vers 12 vir ons mooi verduidelik. En soos 'n wolf wat op 'n trop skape jag maak, weet Satan dat dit makliker is om die skape wat nie by die trop bly nie uit te rooi. En as hy ons kan keer om by mekaar te wees, is ons meer kwesbaar vir sy versoekings en die wat van die wêreld en die vlees na ons toe kom. Die woord wat Paulus vir verhinder gebruik is gebruik vir 'n leer wat 'n sloot deur 'n pad sny sodat die ander leer nie maklik kon deurkom nie. Soos wat ons sien in Suid-Afrika nou met die vloede, hoe daar sulke skeure dwars oor paaie gespoel het, wat mense aan weeskante dan nou verhinder om ander kant te kom. Maar hoe het Paulus geweet dat Satan agter hierdie padversperring was? In Handelinge 6 vers 6 tot 10 lees ons van Paulus, Silas en Timoteus. Ons lees, en hulle deur die land Frigië en Galasië gegaan, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om in Asië die woord te verkondig. En toe hulle by Misië kom, het hulle probeer om na Betanië te gaan, maar die Gees het hulle nie toegelaat nie. So het hulle dan Misië verbygegaan en na Troas afgekom. En Paulus het 'n gesig in die nag gesien. Daar staan 'n Macedoniër wat hom smeek en sê, kom oor na Macedonië en help ons. En toe hy die gesig gesien het, het ons dadelik probeer om na Macedonië te gaan, omdat ons versekerd was dat die Here ons geroep het om die evangelie aan hulle te verkondig. Nou, ons word nie vertel hoe die Heilige Gees die sendelinge nie toegelaat het om in Asië of Betanië te preek nie. Dit kon 'n direkte stem van God gewees het, of miskien was dit 'n innerlike gevoel van onrus om daardie pad te gaan, soos ons in 2 Korintiërs 2 vers 12 tot 13 sien, of miskien het omstandighede die weg versper. Ons weet nie. Ons weet ook nie hoe Paulus geweet het dat dit Satan was wat hom verhinder het om na Thessalonika terug te keer en nie die Heilige Gees nie. Paulus het uit die Ou Testament geweet, hoewel Satan God se mense skade kan berokken, hy slegs so ver kan gaan as wat God in sy wyse voorneme toelaat. Want God het Satan toestemming gegee om Job groot lyding te berokken, onthou julle, maar hy het hom nie toestemming gegee om Job se lewe te neem nie. Jy kan dit gaan lees in Job 1 vers 6 tot 12 en ook in Job 2 vers 6. En daar is ook 'n interessante kykie in die geesteswêreld, toe Daniël 3 weke lank gevas en gebid het vir verligting, onthou julle in Daniël 10 vers 2 tot 14. En uiteindelik het 'n engel aan Daniël verskyn en in werklikheid hom gesê, ek sou eerder hier gewees het, maar die vors van Persië het met 3 weke lank teëgestaan, totdat die aartsengel Michael gekom het om my te help. En hier kon die hindernis dalk die borgtog gewees het wat Jason gedwing was om te betaal, om te waarborg dat Paulus nie sou terugkeer nie, wat ons in Handelinge 17 vers 9 van lees. Of dit kon Paulus se herhalende gesondheidsprobleem gewees het, wat hy elders na verwys na as 'n doring in die vlees, 'n boodskapper van Satan, 2 Korintiërs 12 vers 7. Ons weet net nie, maar ons weet wel dat ten spyte van Paulus se vurige begeerte om terug te keer, om hierdie dierbare mense weer te sien, en ten spyte van sy herhaalde ernstige gebede, het Satan die weg versper, soos ons in die gebede wat ons van lees in vers 10. En sommige Bybelonderwysers sê vir Christene dat hulle gesag oor die duiwel het en dat hulle hom kan rondbeveel asof hy amper sê hulle opgeleide hondjie, poedeltjie is. En die frase kom uit Gary Sjogren se sonder van exegetical commentary on the New Testament, 1 and 2 Thessalonians. Terwyl Jakobus 4 vers 7 ons verseker, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug, is die werklike proses nie altyd maklik nie. Soms het die Here 'n doel wat ons nie verstaan nie, waar hy die duiwel gebruik om ons teë te staan of ons weg te verhinder. En hy mag die duiwel gebruik om ons nederig te hou, soos hy met Paulus se doring in die vlees gedoen het. Hy mag dalk wil hê dat ons vir 'n tydperk in gebed op hom moet wag, soos met Daniël gebeur het.
Maar ons moet onthou dat ons onsigbare vyand nie wil hê dat ons saam met ander gelowiges moet wees nie, waar ons geestelik aangemoedig en versterk sal word. Skeiding mag soms nodig wees, maar dit behoort nie 'n gereelde ding te wees nie. Want derdens, die finale resultaat van ons saamwees sal oorvloedige vreugde wees in die teenwoordigheid van die Here Jesus by sy wederkoms. Want 1 Tessalonisense 19:20 sê vir ons, want wie anders as julle is ons hoop of blydskap of kroon van roem in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms? Want julle is ons eer en blydskap. So ons leer hier dat Jesus Here is en dat hy weer liggaamlik kom om by ons te wees. En wanneer hy kom, sal hy elkeen volgens sy dade vergeld. Gaan lees Romeine 2 vers 6 en 2 Korintiërs 5 vers 10. En daarom het Paulus daagliks geleef met die oog op die finale oordeel, terwyl hy gehoop het dat hy nie te vergeefs sou hardloop nie, soos ons lees in Filippense 2 vers 16, 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 27 en 1 Korintiërs 15 vers 2 en vers 58 en Galasiërs 2 vers 2 en Galasiërs 4 vers 11 en ook dan vanoggend in 1 Tessalonisense 3 vers 5. En Paulus, soos ek sê, stapel weer woorde op om te beklemtoon hoeveel die Tessalonisense vir hom beteken het. Hy noem hulle ons hoop of blydskap of kroon van roem. En hy voeg by in vers 20 van hoofstuk 2, want julle is ons eer en blydskap. En dis net soos wat hy vir die Filippense sê in hoofstuk 4 vers 1, dat hulle sy blydskap en kroon is. En kroon verwys na die laurierkrans wat aan die wenner in sportkompetisies toegeken is destyds. In 1 Korintiërs 9 vers 25 waar krans dieselfde Griekse woord is. En jubel is die woord vir roem. En heerlikheid verwys soms na dieselfde ding. En soms verwys die woorde na sondige trots, soos ons in Romeine 3 vers 27 en 1 Korintiërs 5 vers 6 en Galasiërs 6 vers 13 sien. Maar ander kere verwys hulle wettiglik na wat God deur ons bereik het, soos Romeine 15 vers 17 en 1 Korintiërs 15:31, 2 Korintiërs 7 vers 4 en 2 Korintiërs 11 vers 10 en 17, Galasiërs 6 vers 14 en Filippense 3 vers 3. En nog Paulus, nog die Tessalonisense kon in hulle eie geestelike prestasies roem. Alles was te danke aan God se genade alleen, wat soos Paulus in Galasiërs 6 vers 14 sê, uitermate in die kruis gesien word. So die punt hier is dus dat as ons vir mekaar omgee, ons diep moet verlang om gereeld by mekaar te wees. En die punt van saamwees is nie net om oor sport en die weer te praat nie, alhoewel daar niks verkeerd is met gewone, kom ons noem dit maar kletspraatjies nie, maar eerder om mekaar geestelik te versterk en aan te moedig, sodat ons in die dag van Christus rede kan hê om te roem, omdat ons nie te vergeefs gearbei het nie, soos vers 5 van hoofstuk 3 sê. Tweedens, kyk ons, as ons werklik vir mekaar omgee, sal ons mekaar geestelik versterk en aanmoedig wanneer ons dan nou saam is. En ek wil ons moet weer eens op 3 dinge let. Eerstens, om te sien hoe ander versterk en aangemoedig word in hulle geloof, is dikwels duur. Hoofstuk 3 vers 1 tot 2 sê, daarom toe ons dit nie langer kon uithou nie, het ons besluit om in Athene alleen agter te bly en ons het Timoteus, ons broeder en dienaar van God en ons medewerker in die evangelie van Christus gestuur om julle te versterk en julle te bemoedig in julle geloof. En die verslag en handelinge sluit nie al die besonderhede in nie, maar ons leer wel dat Paulus eers na Athene gegaan het terwyl Silas en Timoteus in Berea gebly het in Handelinge 17 vers 14. Maar hulle het so gou as moontlik by hom in Athene aangesluit. Maar Paulus se intense angs, omdat hy gewonder het hoe dit met die Tessalonisense gaan, het hom daartoe gelei om Timoteus te stuur, wat sonder die kennisgewing wat Paulus sou getrek het, na die stad kon sluip. Of die kennisgewing nie, maar die aandag. En Silas het ook elders in Macedonië gegaan, moontlik na Filippi, soos in Handelinge 18 vers 5 sien. Maar dit beteken in elk geval dat Paulus vir etlike maande alleen in Athene en toe in Korinthe gelaat is, totdat hierdie getroue werkers weer by hom in Korinthe kon aansluit. En ons sien hoe groot 'n opoffering dit vir Paulus was deur die manier waarop hy Timoteus beskryf in
Filippense 2 vers 19 tot 22, en hulle sê ons broer en medewerker van God in die evangelie van Christus. So Timotheus was dus soos 'n getroue seun vir Paulus in sy arbeid in die Here. Om na hom te verwys as God se medewerker, sommige manuskripte sê God se dienaar, is 'n verstommende waarheid. Ons kan ook kyk na 1 Korintiërs 3 vers 9, want God gebruik, soos dit noem, klei voorwerpe soos ons om sy ewige doel in die lewens van ander te bereik. 2 Korintiërs 4 vers 7. En dit was pynlik vir Paulus om Timotheus op hierdie sending te stuur, maar hy het dit gedoen omdat hy meer besorgd was oor die geestelike welstand van die Tessalonisense as oor sy eie gerief. En op dieselfde manier beteken dit om opreg sorg vir mekaar te toon, om ander se behoeftes voor ons eie te stel. Maar liefde is bereid om op te offer om ander geestelik te help. En tweedens, die hoofarea waar ons versterk en aangemoedig moet word, is in ons geloof. Paulus verwys na geloof of glo in hoofstuk 1 vers 3 en vers 8, hoofstuk 2 vers 13, hoofstuk 3 vers 2 en 5 en 6 en 7 en 10, en 2 Tessalonisense 1 vers 3 en vers 10, en ook in vers 11 en 2 Tessalonisense 2 vers 12 en 13 en hoofstuk 3 vers 2. Anderwoorde, dit is 'n belangrike tema in hierdie briewe. En dit kan rofweg gelykstaande wees aan om 'n Christen te wees, volgens Gene Green in The Letters of the Thessalonians. Of dit kan verwys na die geloof in die evangelie, soos ons in 1 Tessalonisense 1 vers 8 sien. Of na die vertroue dat God deur ons sal werk, 1 Tessalonisense 1 vers 3 en 2 Tessalonisense 1 vers 11. Maar in ons teks vanoggend in hoofstuk 3 verse 2 en 5 fokus dit veral op die vertroue op God te midde van beproewinge. Want geloof is nooit een of ander vaal of ongedefinieerde optimisme nie, maar eerder 'n vaste vertroue in die waarheid van God oor Jesus Christus, soos dit in sy woord geopenbaar word. Ons sien dit weer in 2 Tessalonisense 2 vers 13, ons sien dit in Johannes 1 vers 14, en Johannes 14 vers 6, en in Romeine 10 vers 17 sê Paulus, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. En in Romeine 14 vers 23 voeg hy by, alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. En Hebreërs 11 vers 6 sê vir ons, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat in God gaan, wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Aan die ander woorde, volgehoue geloof in God en die beloftes van sy woord word veral gesentreer op die persoon en die werk van Jesus Christus, en maak dit noodsaaklik. Maar, en dis die derde punt, beproewinge is 'n hoofhindernis om versterk en bemoedig te word in ons geloof. Paulus het Timotheus gestuur om hulle in hulle geloof te versterk en aan te moedig. In 1 Tessalonisense 3 vers 3 tot 5 lees ons, sodat niemand verontrus mag word onder hierdie verdrukkinge nie, want julle weet self dat ons hiervoor bestemd is. Want ook toe ons by julle was, het ons julle vooruit gesê dat ons verdruk sou word, soos dit ook gebeur het en soos julle weet. Daarom, toe ek dit nie langer kon uithou nie, het ek ook gestuur om julle geloof te wete te kom, of die versoeker julle nie miskien versoek het en ons arbeid te vergeefs sou wees nie. Paulus het hierdie nuwe gelowiges nie geleer dat wonderbaarlike genesing en finansiële sukses hulle reg as koningskinders was nie. Hy het hulle eerder geleer dat ons as Christene bestem is vir beproewinge. Die godvrugtige Simeon het hierdie woord gebruik toe hy vir Maria aangaande die baba Jesus gesê het in Lukas 2 vers 34, kyk, hierdie kind is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. En Paulus het dit van homself gebruik toe hy in Filippense 1 vers 17 gesê het dat hy aangestel is vir die verdediging van die evangelie. En Jesus het in Johannes 15 vers 20 duidelik vir sy disippels gesê, as hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. En hy het bygevoeg in Johannes 16 vers 33, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê, want in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin.
En Paulus het in Romeine 8 vers 17 geleer dat ons saam met Christus moet ly, soos hy sê, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. En wat Paulus vir Timoteus in Thessalonika gestuur het om te doen, het hy ook met nuwe bekeerlinge in Asië gedoen, soos in Handelinge 14 vers 21 en 22 sien, waar hy sê, en nadat hulle aan daardie stad die evangelie verkondig en 'n aantal disippels gemaak het, het hulle teruggegaan na Lystra en Iconium en Antiochië en die siele van die disippels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê, ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. En hy het duidelik vir Timoteus ook gesê in 2 Timoteus 3 vers 12, almal wat godvrugtig in Christus wil lewe, sal vervolg word. Hoe soveel belydenende Christene al deur die valse gesondheids- en rykdomsevangelie, die health and wealth, prosperity gospel, soos hulle sê, mislei kon word, want dit slegs toegeskryf word aan sataniese misleiding. Ons moet nuwe gelowiges vroeg leer om beproewinge te verwag en hoe om dit te hanteer deur op die Here te vertrou. Want beproewinge sal kom as 'n toets van die egtheid van ons geloof. Onthou julle in die gelykenis van die saaiër het Jesus gesê dat die saad wat op die rotsagtige grond gesaai is, met ander woorde dun grond met 'n harde laag net daaronder, die woord dadelik met blydskap ontvang het, maar hulle het geen wortels gehad nie. En wanneer daar dus verdrukking of vervolging ontstaan as gevolg van die woord, val hulle dadelik weg. Was in Markus 4 vers 3 tot 20. En dit is waarna Paulus verwys toe hy gevrees het dat sy arbeid te vergeefs kon wees. Want baie mag 'n belydenis van geloof in Christus maak, maar slegs diegene wat volhard en vir ewig vrugte dra, is waarlik gered. En Paulus se angs of sy vrees vir die Tessalonisense hier was nie die sondige angs wat voortspruit uit 'n gebrek aan gebed nie, soos ons Filippense 4 vers 7 sal sien. Hy het voortdurend vir hierdie nuwe bekeerlinge gebid. Hy sê dit in 1 Tessalonisense 1 vers 2 en 3 en weer hier in vers 10 van 1 Tessalonisense 3. Dit was eerder sy goddelike besorgdheid oor al die kerke, soos ons ook in 2 Korintiërs 11 vers 28 sien. Dit was die besorgdheid van 'n geestelike ouer oor sy kinders in die geloof. Dit was die goddelike sorg wat ons almal vir mekaar moet voel. As jy 'n gelowige deur beproewinge sien gaan, gee genoeg vir daardie persoon om saam te kom, om hom in sy geloof te versterk en aan te moedig. Ek wil afsluit. Frank Reed het van 1986 tot 1990 as gijslaer in Libanon deurgebring. Maande lank was hy geblinddoek of aan 'n muur vasgeketting en in absolute stilte gehou. En alhoewel hy geslaan en siek gemaak en gemartel is, het Reed die meeste die gebrek aan iemand wat omgee gevoel, sê hy. In 'n onderhoud met Time het hy gesê, niks wat ek gedoen het vir enigiemand saak gemaak nie. Ek het begin besef hoe verdorrend dit is om te bestaan met nie 'n enkele uitdrukking van omgee rondom my nie. Ek het een oorheersende feit geleer, omgee is 'n kragtige krag. As niemand omgee nie, is jy werklik alleen. Wat 'n besonderse boodskap. As Christene word ons dus aangemoedig, ook in 1 Petrus 5 vers 7, om al julle bekommernisse op hom te werp, want hy sorg vir julle. Want die Here het ons in sy familie geplaas, waar ons vir mekaar moet sorg. As ons werklik vir mekaar omgee, dan sal ons saam wil wees om mekaar geestelik te versterk en aan te moedig. Amen. Ons maak die oë toe. Here, baie dankie vir hierdie boodskap vanmôre, Here. Dankie dat U vir ons hier wys en leer dat ons nie daardie opmerking, ek kan nie minder omgee nie, I couldn't care less, moet gebruik nie. Maar dat ons eerder moet sê, ek kan nie meer omgee nie. I couldn't care more, dat ons soveel omgee dat daar nie 'n spasie is om nog meer om te gee. Help ons dus, Here, om by mekaar te wil wees, om so vir mekaar om te gee, dat ons wil by mekaar wees, en dat ons mekaar altyd in die geloof wil aanmoedig en bemoedig. In Jesus naam, amen. Geliefdes, dankie dat julle geluister het na die boodskap. Mag hierdie boodskap ook vir julle sielekos wees. Mag
die Here gee, dat julle elkeen 'n omgee hart sal hê vir jou medebroers en susters in die geloof, en moontlik ook in die verdrukking. En mag jy so vir hulle omgee, dat jy altyd by hulle wil wees, dat julle mekaar sal bemoedig, aanmoedig in die geloof. Mag julle 'n wonderlike Christusgevulde dag, en Christusgevulde week beleef, en as dit die Here se wil is, dan kom ons volgende Sondag weer by mekaar, rondom hierdie brief aan die Tessalonisense. Maar tot dan, mag die Here se genade met julle wees, mag die Here self met julle wees, mag die Here julle seën. Shalom.